Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met die Maak My 'n Miljonair deelnemers en die vorige jare se deelnemers om hulle bietjie beter te leer ken en om die stories van hierdie inspirerende jong entrepreneurs te luister. En dan natuurlik ook 'n paar tips en tools van hulle af te kry wat jy kan implementeer in jou besigheid. Vandag hier op die brandbank het ons vir Andri Smit, maar meer bekend as Blikkies. Ons is definitief die wenspan vandag. Welkom Blikkies. Dankie oom. Is dit lekker om weer terug op die brandbank te wees? Ja, maar ek kon nog steeds dieselfde gevoel voel, bietjie knap en jy kyk so en dan voel jy net jou rug voel so seer. Nee waar nie, hy brand nie hierdie keer nie. Jy het reeds die brandbank oorleef. Net. Net. Dit was 'n rowwe een. Maar okay, ons was ook bietjie hard op jou gewees. Ja. Jy weet onnodiglik. Ek moet vir jou sê, as ek net terug gaan na jou brandbank toe. As ek dit nie vir jou gesê het op die dag nie. Ek dink ek het, maar ek sal net dit weer vir jou sê. Ek is verskriklik trots op jou. Dat jy ownership gevat het vir jou span, want jy is spankaptein by die rugby gewees. En dat jy jou man gestaan het. Jy het daar op die brandbank kom staan, kom sit en ons het weer gesê, hoor jy, hoekom is jy laat en wat ook al. En jy het gesê, ek het 'n duty gehad vir my span. En ek het gespeel en ek het hulle gaan support. Jy was nie skaam daaroor nie en jy het dit gesê. En dit beteken baie. En jy weet dit sou maklik gewees het vir enige ander entrepreneur om op daai stadium dalk verskonings te probeer maak of om uit dit uit te probeer kom, maar dit het vir my baie gewys van jou karakter. Dankie oom. En ek moet jou krediet gee daarvoor. Jy het daar gekom, jy het gesê ek weet ek was laat en ek vat verantwoordelikheid daarvoor, maar dis omdat ek my span wou back. En ek wou daar wees vir my span, ek wou hulle nie drop nie. En ek is die kaptein, en daarvoor vat ek ownership. So ek wil vir jou sê, as ek dit nie daai dag vir jou gesê het nie, dat dit wat jy gedoen het daar, het vir my baie meer gewys van wie jy is. En dit is honorable, en dit wys dat jy staal het in jou. En dis respectful. Soos ek het respek vir jou gekry, daai dag op die brandbank, toe jy daai antwoord vir my gegee het. En okay, so jy doen baie goed by die skool. Jy is nou leier. Jy speel baie goed rugby. Jy speel ook vir die Falcon, hè? Ja, as nou oefengroepe, ek gaan hulle uitkies van dit. Eerste jaar wat ek actually nou daarso is en nou moet ek actually wys ek kan speel. Ja, nee, awesome. Maar jy kan speel. Ek sien uit, ek dink ek gaan jy nog binnekort op die TV sien met die rugby ook. So dan was jy op die TV vir entrepreneurskap, my Maak My 'n Miljonair. En dan sal ek rugby games kyk op die TV op 'n Saterdag. En jy's ook 'n groot leier by jou skool. Ja. Ek weet die eerste dag toe ons hierdie jaar by jou skool aankom en hulle sien ons is van Maak My 'n Miljonair. Toe oral waar ek op die stoepe loop, toe sê almal net vir my, Maak My 'n Miljonair is hier. Jy moet met Blikkies praat. En dan kom ek by die om die draai en dan is almal van, julle soek entrepreneurs, né? Blikkies. En dan kom ek by die juffrou en dan sê hulle, Blikkies is die entrepreneur van Hans Moor. Jy weet, hy is die ou waarmee jy moet praat. En ek is soos, ek hoor heeltyd die blikkies en na die skoolpraatjie, toe kom praat jy met my na die tyd en jy introduce my met 'n lekker handdruk en jy sê, oom, ek's Blikkies. Toe sê ek van, jy's die famous Blikkies. Ja, beide toe. Hoe voel dit om by jou skool so groot leierskaprol te kan speel? Oom, het baie lekker oom, ek het ook gesien ek al 'n paar entrepreneurs self inspireer. Ek het wat ek hom gesê het, ek het ons daai dag het ek met van die kinders gaan praat en al baie kinders idees begin kry, hulle wil klaar begin en kinders het net begin. Ek het hulle gesê, moenie worry oor die geld nie, moenie worry en begin net. Dis die belangrikste sodat jy solank dit kan doen en daarvoor kan bou. So jy raak nie ewen 'n mentor vir die ander entrepreneurs in jou skool? Daai rol het my so in daai posisie gesit oom dat almal na my opkyk. Oh, that's amazing. En hoe voel dit as jy weet daar's
ander mense wat na jou opkyk? Gee dit jou motivering om jou besigheid te bou? Hoe voel dit vir jou? Dit voel, ek voel eintlik soos, as ek kan sê, happy. Want ek het dieselfde basis deur oom hulle gekry. Dan kan ek basies nie alles nie, maar ek kan my bietjie wat ek ken, kan ek vir hulle gee. En dan kan hulle daarop voortbou. En dis die idee, right? Maak my 'n miljonair, help jou om jou besigheid te groei, maar nou kan jy in jou gemeenskap, by jou skool, weer ander mense mentor. So die rol, ek het jou nou hierdie heel jaar gementor, maar nou word jy weer 'n mentor vir ander. Dat is baie belangrik. Ek dink dit is baie belangrik veral waar ons nou in Suid-Afrika is, waar ons deur sulke moeilike tye gaan en almal moet begin net begin. Dis al wat ek wil sê. Baie goeie advies. Blikkies, kom ons gaan 'n bietjie terug na Maak My 'n Miljonair 2025 toe hierdie jaar. Dit was 8 maande van jou lewe. Dit was werkswinkels, dit was brandbank, dit was uitdagings, dit was gala aand. Vat my deur daai 8 maande. Wat het dit vir jou beteken? Wat onthou jy van dit? Hoe was die experience? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek so eerste dag was ek was bang. En toe ons daarso in akademie aanloop, het ek nie geweet wat om te verwag nie, want dit was, almal het my gesê, dis Maak My Miljonair, ek moet gaan en als, maar ek was eintlik bang, want ek nie geweet wat om te verwag nie en als. Maar soos wat die maande verbygeloop het en die werkswinkels gebeur het ek agtergekom, dit was eintlik die slimste besluit wat ek dink ek al gemaak het. So, daai was definitief die slimste, ek het soveel geleer, en na uitdagings als ek het nuwe vriende geleer, ek het alles wat jy nodig het gekry op hierdie journey. En alles was net, dit was lekker. Dit was nie iets van, ek wil nie dit doen nie, dit was die moeite werd. En wat was jou favourite gedeelte? Die brandbank, die challenges, die gala aand, die workshops, was daar 'n gedeelte van dit wat vir jou uitgestaan het? So, ek dink amper alles. Jy kan nie uitsonder nie, alles was maar ewe. Okay. En kom ons kyk dan nog dieper na 'n moment. Is daar 'n moment wat hierdie jaar gebeur het? Iets dalk was dit 'n interaksie met 'n ander deelnemer, iets funny wat gebeur het, iets amazing wat gebeur het, iets wat 'n smile op jou gesig sit wat jy vir die res van jou lewe saam met jou gaan dra. Maar ek dink toe ek en Enzo vir kan jy onthou wat sy naam is nie? Aiden seker. Aiden man. Aiden op die heuwel van Klinkariba moes opstoot in die middel van die aand. Ons kon nie die golfkartjie kry nie. Stoot ons al die pad op en dan gaan teruggaan. Dit moet so harder stoot. Ja, so net om konteks te gee, Aiden was in 'n rolstoel, want hy het sy knie seer gemaak net vir die uitdagingsronde. En hoe dit gebeur dat jy en Enzo die mense is wat hom teen die heuwel moes opstoot, wat het daar gebeur? Ja, maar ek weet nie, ek het gesien hulle sukkel en ek het probeer help. Van die eerste dag af van ek wou help, ek het gesien daar's 'n behoefte dat iemand hulle kort moet help om goed te dra en goed. En toe het ons vriende geword. Ek en Enzo is nou groot. Ek het nou soos die week wat verby is, het ek my vuilies vir hom gestuur. Ek het heuning by hom gekoop. So ons is besig om goed vriende ook weer te wees. So op daai heuwel het jy 'n vriendskap gebou. Yes, man. Terwyl jy vir Aiden daarbo moes opstoot. Hoe laat in die aand was hierdie? Dis oom, ek dink dit was net na 8. Okay. So was donker, die ligte was aan. Jy kon nie mooi sien nie. Okay. Dis 'n mooi moment, jy weet, wat jy vir ewig kan onthou. En as ons nou kyk na meer jou besigheid, daar's nou 'n paar mense wat dalk nie Maak My 'n Miljonair gekyk het hierdie jaar nie, wat nie op Via TV gekyk het nie, wat na hierdie potgooi luister. En ons praat nou oor die kompetisie in die jaar. Sê net gou, ek ken nou obviously jou besigheid baie goed. Sê net gou weer, net vir konteks, presies, wat doen jy? Hoe werk jou besigheid en hoe bedryf jy jou besigheid? Gee ons net 'n breakdown. Kom, ek maak handgemaakte leervellies wat in Suid-Afrika gemaak word, wat ek deur rou materiale soos regte leer, regte rubber sole en allerhande erts, as ek kan sê, kan vat van al die produkte wat ek saamsit, wat 'n goeie kwaliteit skoen gee, wat ek gesien het definitief die gemeenskap help deur 'n behoefte wat kort. En ek bedryf gewoonlik maar op aanlyn of die
hierdie jaar die maak my ner en als het dat ek soos bekend daar so kan sê. Mense het gehoor en almal wou soek. So dit het baie gehelp. Ja, ek het self 'n paar van jou bakgat vellies gekoop vir my broer. Hy dra dit elke dag op site. I love it. Ek is bly hoor. Ja, dit sit mooi, dit lyk mooi en dit is gemaklik op site want op die konstruksie site loop jy maar baie all over en ons gate en ons sand en ons klippe en safety boots is reg om te dra, maar partykeer raak hulle baie swaar en ongemaklik. So Skalk hou van op die konstruksie site om nou en dan 'n bietjie vellies te dra en hy het ander vellies gehad, maar die sool was vir my bietjie dun. En toe koop ek vir hom jou bakgat vellies en hy hou super baie daarvan. Ek is bly hoor. So jy maak 'n goeie produk. Hierso. Kom ons praat nommers. Hoe het jou besigheid gelyk toe jy ingeskryf het vir Maak My Miljonair? Hoeveel geld het jy gemaak? Wat was kind of jou turnover en jou profit? Skep vir ons 'n prentjie van hoe jou besigheid gelyk het op daai stadium. En dan na Maak My Miljonair en al die harde werk wat jy gegaan het, al die lesse wat jy geleer het, die mentorskap program, die brandbank challenges, alles wat jy gegaan het, hoe het jou besigheid gelyk aan die einde van Maak My Miljonair? Hoeveel geld het jy toegemaak? Hoe lyk jou profit? Hoe het jy skep vir ons 'n prentjie van hoe jou besigheid was aan die einde na die groei? Ek kan maar sê hoe ek begin het. So ek eintlik begin met R0. Want ek het 'n verskaffer gekry, nie een wat ek nou het nie. Ek het 'n ander verskaffer gekry waar ek 'n stel skoene gemaak het sonder die ou weet dat ek eintlik nie al skoene mag gemaak het nie. Bestel ek die skoene, gee ek vir die ou die skoene en toe so het ek begin. Dit was Januarie. So Januarie het ek het so 10 kliënte gehelp met 10 skoene. Toe die volgende maand het ek so 'n bietjie meer gebou en dink dit was net vir die werkswinkel of op die werkswinkel. Het ek 'n order gekry van 28 stelle by my skool en my skool het 18 stelle vir die snoepie gekoop en belde, so toe het begin mooi loop. Daarna het ek So voor Maak My Miljonair het jy nog net 10 paar verkoop gehad. Jesus. En toe jy nou begin deelneem aan Maak My Miljonair by die eerste werkswinkel, toe begin jy 'n groot order kry. Ek wil groei. Okay. En so het ek gegroei en ek het tot branding op my skool se klere van ringbal, rugby, tasse was vol, almal was happy. En so het ek opgebou en ek het nou winkels waar ek tot aan nie verskaf nie, maar ek los my vellies daar en kry ek baie kliënte en goed. Maar my turnover was in die begin so 3000 en nou styg hy tot so 15000. Ja. So jy is nou graad 9 gewees. Jy is graad 10 volgende jaar. Yes. So jy's 'n graad 9 leerder en sê gou weer hoeveel maak jy per maand? Maar ek maak 15 in turnover, ek maak so 6000 in profit. 'n Graad 9 leerder wat R15000 'n maand in jou besigheid inbring en R6000 profit huis toe vat. Dis impressive. Jy kan trots wees op jouself blikkies. Kyk wat het jy gebou, dis 'n besigheid. So my is nou nog iets maar ek is nou besig om nog besigheid te begin. Okay. So ek het nou ons 'n geleentheid gesien by ons skool want ons snoepie maak toe. So, want hy kry nou 'n ander kontrakteur en hulle wil nou renovate toe goed en ek sien 'n perfekte geleentheid vir 'n vending masjien. Okay. 'n vending masjien in die voorportaal wat altyd besig is, gaan ek my snacks als daarin sit. Ek het klaar die plan, die vending masjien gehaal, die proposal net vir die hoof gee dan sê ek sjap. Awesome. En dan gaan jy hom ook bedryf. Yes. En dis goeie besighede wat vir jou inkomste kan gee. Ek meen en die vellies is nie net aan jou skool nie. Ek meen jy kan aan baie skole in Suid-Afrika laat toe dat die leerders vellies dra. Yes, maar enigste ding is dit is bietjie moeilik vir my want die skole, hulle sukkel om as ek kan sê om te antwoord. Ek het vir baie skole gestuur. Maar nou probeer ek maar aan planne dink. Ek dink om Maak My Miljonair kinders kommissie te gee op die skoene. Ja. Dit kan ook werk as ek vir hulle kommissie gee want hulle het die hulle was al by die hoof, hulle weet hoe dit gaan. So dit kan dalk werk. Ek ben nog besig aan daai proposals gemaak om die proposals gaan moet loop. Ja, wat doen jy oor Desember hierdie jaar? Proposals, ja. Ek dink jy het 'n massiewe opportunity. Jou skool love jou skoene. Yes. Dit werk goed. Die branding op dit lyk mooi. Jy kan letterlik dit net duplicate by daar's at least nog 10 ander hoërskole in Suid-Afrika wat vellies mag dra. Ja. En jy kan die hoërskool se logo daarop sit. En is 'n goeie kwaliteit skoen en as jy 'n entrepreneur in die skool het wat dit vir jou kan resell, there you go. Yes, maar ek het nou 'n ouetjie gekry wat by Help Mekaar my vellies wil verkoop. So hy wil basies 3 stok.
Maar ek wil kyk of ek eerder self kan doen. Ek het ook al gesê, dis my besigheid. Dis my naam. Ek wil eintlik myself daai. Ek wil nie hê jy moet vir my al staan en sê dit is jou besigheid nie, want is jou besigheid nie. Ek werk hard nie, jy nie. Okay. Wel, jy moet net vir my sê ek kan jou connect met die regte mense by help mekaar wat daar kan help. Asseblief. Onthou met Maak My Miljonair is ons met al die skole geconnect. Jy moet net vir my sê watter skool en dan sit ek jou in kontak met iemand daar. Ek's baie trots op hoe jy die kompetisie aangepak het. Ek meen jy's 'n graad 9 deelnemer en jy het gecompete met die matrieks. Daar was 'n hele klomp matrieks. Was baie. Ja, graad 11, graad 10 en jy het jou man gestaan. Dis so. Nee, ek's regtig trots op hoe jy dit gehanteer het. Ek het vir 'n halfte van die kompetisie nie eens gedink jy's graad 9 nie. Ek het gedog jy's soos graad 10 of graad 11 en toe halfpad deur toe sê Chanel vir my, nee, blikkies is jy graad 9. En ek sê so, wow, dis impressive. Hoe jy jou man staan en hoe jy jou besigheid bedryf en hoe jy tussen die ander entrepreneurs daar deelneem en compete. Jy sou nou wees as jou standards hoog hou, gaan jou standards ook daar wees. As jy saam met ander bo wil wees, moet jy ook al wees. Jy kan nie jou onder wees om jou ouderdom, dit maak nie saak nie. Dis 'n baie goeie sê ding. As jy bo wil wees, moet jy standards bo hou. Yes. Jy het nou deur 'n hele jaar gegaan van entrepreneurskap, besigheid bou, besigheidsgroei, mentorskap, coaching, brandbank, challenges. As jy enigiets kan deel met ander hoërskool-entrepreneurs wat kyk na hierdie pot gooi of luister, is daar 'n les wat jy graag met hulle wil share, wat jy geleer het tydens hierdie jaar? Dis dalk 'n entrepreneur wat sê, ek het 'n besigheid of ek wil 'n besigheid begin, gee my 'n tip. Is daar iets wat jy sou wil deel? Yes, ek dink advies Jy moet altyd luister vir advies. Maak nie saak wat se advies dit is nie, dalk werk dit. Dalk is dit nie 'n slim idee nie. Jy het nou werk dit dalk. Dis gewoonlik die wat jy dink nie gaan werk nie, wat gaan werk. Okay. Luister na advies. Yes, dis baie belangrik. Okay. En as jy nou kyk na jou jaar van Maak My 'n Miljonair, jy sê daar kom al reeds entrepreneurs na jou toe wat vra oor 'n besigheid en raad vra en so, watter tips gee jy vir hulle ook gewoonlik? Maar ek sê net vir hulle hulle moet lank begin. Hulle enigtyd na my toe kom en vra vir hulp en hulle moet by regte mense uitkom lank. Hulle moet by plekke uitkom, hulle goed neersit. Hulle moenie bang wees nie. Hulle moet praat. Hulle moet nie terughou en dink hulle omdat hulle jonger is dat dit hulle gaan terughou nie, want die ouderdom gaan nie saak maak nie. As jy nou goed kan jouself present en goed gaan jy mooi kan verkoop en ek dink dis almal se droom om te doen. Ja. Sê my jy maak nou redelik baie geld. Met R10,000 'n maand is goed, R6,000 'n maand profit is goed. Wat doen jy met jou geld? Nee, maar ek berg. Berg jy als? Ek berg ek gebruik niks van dit nie. Okay. Hy geld beweer ek gaan nog besighede bou. Daai geld gaan net vir besighede. Het jy nog nie enigstens gesplurge op enigiets nie? Nee, niks. My geld bly daar. Wel ek trots op dit wat dissipline, né? Ja. Maar jy lyk vir my altyd na 'n ou van dissipline en ruggraat en guts. So, ja, ek's trots op jou. Blikkies sê vir my, met Maak My 'n Miljonair saam, het jy deur hierdie 8 maande journey gegaan. Jy speel rugby by die skool, jy's 'n leier, jy het baie goed op jou plate. Hoe hanteer jy dit om alles gedoen te kry elke dag? Vat ons deur die dag van Blikkies, jy weet, as 'n hoërskoolleerder wat 'n kaptein is in sy rugbyspan, 'n leier is by sy skool, 'n besigheid moet bedryf. Hoe kry jy dit als reg? Van heel bo tot heel onder op. Vat my deur 'n dag. Hoe laat Okay. staan jy op? Hoe doen jy jou dinge? En dan na dit, wat is jou strategie? Hoe kry jy dit reg om alles gedoen te kry? Okay, so gewoonlik staan ons so 5 uur op, dis so 6 uur. En dan maak ek reg vir skool. Dis die tyd wanneer ek vir myself regmaak, ek gaan skool toe. En ek het nou die wonderlikste ding ontdek, invoice maker op my foon. So as ons die tyd het in die klas, kan ek gou vir daai kliënt hou 'n invoice uitreik en vanaf hom stuur sonder dat ek my laptop hoef te gaan haal of om te tik. So die invoices is my baie makliker en ek doen dit sommer in klas pauses. Dit is nie worry nie. Dan na skool het ek my rugby oefening soos normaal. Dan gaan ek huis toe en dit gaan nog so 6 uur wees. Dan kyk ek na my orders, dan stuur ek vir mense, doen huiswerk, leer, slaap. Ek moet vroeg slaap. 8 uur is my limit hoor. Ek moet alles klaar kan kry voor daai limit.
want dit is 'n baie aktiewe leefstyl. Ek meen, Dis so. jy speel sport en jy het rugby en dis 'n tawwe sport om te, Ja, jy weet, jy vat baie hits en so, jy moet goeie slaping kry. dis baie belangrik om. Nou ja, blikkies, ons het nou gehoor waar jy begin het. Ons het gehoor waarheen jy gaan. Ek wil nog weer vra, ek ken die storie, maar vertel net vir almal hoekom noem ek jou blikkies en nie Andries op hierdie pot gooi nie. Ja, my oupa het 'n konstruksiemaatskappy wat hy gebou afbreek. En hy het altyd met sy bakkie gery en dan het hy blikkies gekoop. Hy het nie botteltjies gekoop nie, hy het blikkies gekoop by die garages. Dan het hy gestop met sy bakkie en ek altyd gehardloop met doeke en goed. Dan gaan haal ek nog blikkies uit sy kar uit. Dan sluk ek die laaste slukkie en dan gooi ek die blikkies uit die kar. En toe my oupa besluit hy gaan my blikkies doen. En dis jy blikkies. Dis hom. Ek onthou in die begin van die kompetisie het ek jou gevra, moet ek jou Andries noem of moet ek jou blikkies noem? En toe sê hy vir my, nee oom, noem my blikkies. Dis hom. Is jy trots op die naam? Ja, maar ek bly om my oupa het 'n baie belangrike rol in my lewe. So om daai naam te hê vir my oupa, dink ek is ek baie trots op hom. Dis 'n mooi gebaar, dis 'n mooi storie. Nou blikkies, ons het nou als gehoor van jou storie en hoe jy deelgeneem het. Sê vir ons, wat hou die toekoms vir jou in? Hoe lyk blikkies se besigheid 5 jaar van nou af? Ek weet jy gaan vending machine nou doen. Jy het jou veilies wat jy gaan versprei. Skets vir ons 'n prentjie. Waarvoor kan ons uitkyk om te sien oor die volgende 5 jaar vanaf blikkies? Maar ek dink ek begin nou met die idees en alles kom, maar daai volgende 5 jaar gaan ek oral wees oom. Jy gaan net bakgat, alles gaan bakgat wees oom. Okay, fair enough. Ek sien uit daarna. Dis hom. Ek's opgewonde om te sien hoe jy gaan groei as 'n entrepreneur en hoe jou journey gaan groei as 'n entrepreneur. Ek sien uit om daai pad saam met jou te stap ook nog. En dit is regtig vir my voorreg om jou mentor te kon wees hierdie jaar. En jy het regtig goed gedoen. Jy kan trots wees op jouself. Dankie. Jy het 'n sterk besigheid gebou en jy het gecompete op 'n hoë vlak. En ek kan sien jy het hoë standaarde ook. So, Dankie. well done. Trots op jou met hierdie jaar se kompetisie.